Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Donderdag 8 Januarie. Die krag van gebed. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie, liewe Here, dat u vir ons nog 'n dag gegee het en dat u vir ons nog 'n studie gegee het. Liewe Here, help asseblief dat ons harte en ons gedagtes gereed mag wees en dat ons 'n goeie boodskap mag ontvang. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Lees Kolossense 1 vers 9 tot 12. Watter spesifieke versoeke vind jy in Paulus se gebed? Ons lees Kolossense 1 vers 9 tot 12. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af wat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel en hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei, en met elke krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Kolossense 1 vers 9 tot 12. Paulus bid dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Paulus beskryf die kennis van God se wil as wysheid en geestelike insig in Kolossense 1 vers 9. Wysheid kom in die eerste plek deur God volkome te vertrou, bereid te wees om sy wil te doen, Johannes 7 vers 17, en nie op ons eie insig te steun nie, Spreuke 3 vers 5. Tog ontstaan die vraag dikwels, wat is God se wil vir my in hierdie situasie? Daar is 4 hoofbronne waaruit ons God se wil kan leer ken wanneer ons dit bidtend soek. Nommer 1. Die belangrikste bron van wysheid is die Bybel. Psalm 119 vers 105 lees, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nommer 2. God het spesiale wysheid vir die laaste dae gegee deur die gees van profesie. Openbaring 12 vers 17 sê vir ons, en die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Ons lees ook in Openbaring 19 vers 10 die volgende. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie. Ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie, soos geopenbaar in die geskrifte van Ellen White. Die Bybel moedig ons aan in 2 Kronieke 20 vers 20, glo in die Here julle God en julle sal bevestig word, glo sy profete en julle sal voorspoedig wees. Punt nommer 3. God se wil en leiding kan ook deur voorsienige omstandighede bekend word, deur hom te vra om deure oop of toe te maak. Kolossense 4 vers 3 sê vir ons, en bid te gelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is. Punt nommer 4. Die Heilige Gees lei ons wanneer ons leer om sy stem te herken. Ons lees in Jesaja 30 vers 21, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links draai. Paulus bid verder dat die Kolossense waardig van die Here mag wandel, in Kolossense 1 vers 10.
Natuurlik is niemand uit homself waardig nie, maar God reken ons waardig deur sy genade en roep ons om in ooreenstemming met daardie hoë roeping te leef. Efesiërs 4 vers 1 sê vir ons: Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. 1 Tessalonisense 2 vers 12 sê vir ons: En betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Paulus gebruik die werkwoord wandel of gewandel nog 3 keer in hierdie brief alleen in Kolossense 2 vers 6, Kolossense 3 vers 7 en Kolossense 4 vers 5. Dit beteken om te leef en op te tree in ooreenstemming met God se wet in Eksodus 18 vers 20, wat slegs moontlik is deur die werking van die Heilige Gees. Esegiel 36 vers 27 lees ons: En ek sal my gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Paulus bid ook dat hulle en ons lewens volkome welgevallig vir die Here mag wees en noem dan verskeie maniere waarop dit bereik kan word. Eerstens, Kolossense 1 vers 9 en 10, vrugbaar in elke goeie werk sal wees. Tweedens, Kolossense 1 vers 10, toeneem in die kennis van God. En derdens, Kolossense 1 vers 12, dankbaarheid betoon. Besprekingsvraag. As iemand jou sou vra, hoe weet jy dat God jou in die een of die ander rigting lei? Hoe sou jy antwoord en waarom?